As ons mooi daaroor dink, is genade eintlik baie ongewoon, want dit werk glad nie met verdienste nie. Kom ons lees uit Galasiërs 2 van vers 19 tot 21. Paulus skryf: "Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het." Hierdie langerige verduideliking wat Paulus hier gee, kom in kort daarop neer dat niemand gered kan word deur die onderhouding van die wet nie. En daarom het Christus gesterwe, sodat ons deur sy genade vrygespreek kan wees. En vir wie het Jesus Christus almal hierdie ongewone genade gebring? Wel, vir almal. Die duidelikste voorbeeld natuurlik is vir misdadigers, soos die een daar in Lukas 23 wat langs hom gekruisig is. En was daar enige voorwaardes? Net een wat ek noem 'n hongerhart. Daardie man het net gesê: "Jesus, dink aan my." Dit is soortgelyk aan die tollenaar daar in Lukas 8 vers 13. Onthou jy, hy het langs die fariseer gestaan om te bid. Dan lees ons, die tollenaar het ver bly staan, hy wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my sondaar genadig." Hoor jy ook hier daardie hongerhart? Die voorwaarde in aanhalingstekens is nie 'n werk of 'n prestasie of iets wat ek reg moet doen of baie van moet doen nie. Nee, niks wat gedoen moet word nie. Niks van jy moet darm eers, nee, jy hoef darm eers niks nie. Onthou dit in die eerste plek vir jouself, maar ook vir almal waarmee jy te doen kry, wat sukkel om genade te verstaan. Jy sal hoor hoe hulle praat. Dit sal iets klink soos: "Ek moet eers ophou met dit," of "Ek moet nog eers klaarmaak met dat," of "Ek wil nog eers hierdie," of daar's mense wat dink hulle moet eers heeltemal ophou met al hulle sondes. Natuurlik moet ons ophou met sonde doen, maar dit is nie 'n vooraf kwalifikasie waaraan ons moet voldoen voordat ons God se genade kan ontvang nie. Ek dink partykeer is dit net 'n verskoning om nie Jesus voltyds na te volg nie. En dan sal mense goed sê soos: "Ek sal eendag as ek meer tyd het." Jesus Christus het juis in ons plek gesterf en vir ons sondes betaal, omdat God geweet het daar is geen manier dat een mens op aarde genoeg sal kan doen of goed genoeg sal kan leef om dit te verdien om 'n plek in die hemel te kry nie. En daarom het hy ons hierdie genade kom gee. Ontvang dit, sê elke dag dankie daarvoor. En soos die Engelse sê, return the favor, deur jou lewe vir hom te leef. Hy het sy lewe vir jou gegee. Gee nou jou lewe ook vir hom. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons 'n ongewone konsep, genade. Help ons om elke dag daaroor te dink en dit beter te verstaan en te verstaan dat U dit onvoorwaardelik en uit liefde vir ons kom gee het. Dankie vir genade. Dankie dat ons deur genade gered is en deur genade lewe. Alles is net genade. Wys ons hoe om ook te leef uit dankbaarheid, om met ons hele lewe vir U dankie te sê en om ook genade aan ander uit te deel. Help ons daarmee asseblief. Amen.